New Holland op Nampo 2025. Wat het hulle alles hierso? Van die geel stroopers tot die blou trekkers. Derek gaan my so 'n bietjie deurvat. Ons kyk, hoekom moet jy hierso uitkom en wat het hulle dalk hierdie jaar vir jou 'n bietjie spesiaal is. Derek, hoe lyk dit? Goed met jou? Nee, wat? Doodstil, rustig. Mooi. Right, verduidelik my gou 'n bietjie op die New Holland stand. Wat het julle alles hierdie jaar? Okay, so ek dink die fokus kan jy sien op die stand hierdie jaar is die stroopers. So hierdie jaar is 50 jaar toonrotor. Ja, Viering. So ons het hierso twee nuwe stroopers, die klas 7 en klas 9 masjien. yes. En elk van hulle is so 20 opgraderings. En Nou kyk, hierdie klas 9 is dis 'n dik masjien, nee. Net so vir interessantheid, hoeveel kilowatt het hy? hierdie een is so 400 kW. So 400. Yes. Ja, maar dan gaan hy mos nou nog in die stroopresies inpas. Jy kan hom insneek. Ja, sal hom net so elke ander sticker opplak. Right, en dan hierso is hy het laas jaar of 2 jaar in 'n ry nou al die stroopresies gewen hierdie ene, nee. Ja, die klas 6 het 2 keer agter mekaar al gewen. Ongelukkig is daar mos nou nie hierdie jare resies nie, maar ja. Volgende jaar maar weer deurtrek. Ja. Right. Hierso het ons dan die 192 hoë digtheid baler. Yes. Ek En ons kan nou met trots kan julle sê dat julle op die Big Pack dag die swaarste bal gedruk het. Balle. Bale Op gedruk. average. 735 kg ge-average. Dis hy, ja, en so ons het seker so 120 bale as ek reg onthou, ja. Yes. hy. So ja, okay, right. En dan vir die ouens wat nog lus is vir sukkel. Nee. Die BC 50-60 baler, so dis die klein staanbalertjie. Ons het eintlik 2 in die reeks. Die Highliner wat 2 meter pick-up het. Ja. Hierdie een het 1.8 meter pick-up, maar die res van die masjiene is baie dieselfde. Nou, en sê gou vir my, nee, want as ek praat van sukkel, is dit meer as die balkies uit is aan die agterkant wat die probleem is, nee. Ja, maar op te laai. Ja. Die oplaai en al daai goeders. Maar ek meen, die ding is nog pretty much dieselfde al die jare en hy loop net, nee. So hierdie masjiene word nog steeds in Pennsylvania in Amerika gebou, daar waar die eerste fabriek van New Holland was. Hulle word nog steeds daar vervaardig van 9. Ek praat onder korreksie, maar ek dink is 1909 wat hulle beginne het om hulle te bou. Ja, en hy het nog die regte orange kleur, nê. Nee. En terwyl ons by die hooi goed is, kom ons kap hom sommer so om en dan duik ons in die trekkers in, nê. Nee. Okay. So daai kant, watter balertjie is daai? Hierdie is die rolbaar 125, so hierdie is die ketting en slat balertjie wat ons hierso het. So dis Ook hy kan nie dood as ek mieliereste het, dan hy gaan ons. enige iets wat jy met hom kan baal, 2 meter pick-up. As hy by die pick-up kan ingaan, gaan hy hom bal, nê. Hy sal hom baal, ja. Jy moet net nie voor hom staan nie. Right. Hierso het ons die 210 snyer, so 3.2 meter snyer. Hy het nie die kneser by hierdie masjien nie, so 45 kW wat jy nodig het om hom te sleep. Dis nie te veel nie. Nee, wat Hy is gaan lekker redelik klein. maklik werk. Het jy hom nou so 'n bietjie kilowatt of 2 meer nodig, nê? Ja, hierdie is so 83 kW snyer kneser. Hierdie masjien se kneser is so 22% breër. Ja. En ja, baie lekker masjien. Jy kan sien jy kan hom hier agter stel vir jou 'n lekker windry vir jou stel. En dan sy snyskywe hardloop almal nou na mekaar toe. So dis Ja. nie hy gooi hom nie meer in die sentere nie. Hy gooi hom oor die hele roller want baie mense het ek hoor gekry jou. dat hy werk om net hier deur, jy weet. Ek hoor wat jy sê. Nou kry jy 'n beter kneusaksie. Kneusaksie, ja. En jou rollers hou ook baie langer. En dan net vinnig skietsteer. Skietsteer, Dis ja. weet julle dit is skietsteer nie. Ja, hy's eintlik onder die konstruksie, die skietsteer en die klein backhoe loader. Yes, en dan die selfs met TLB. TLB, ja, hy val eintlik meer onder die ag nou. Right, uitstekend. Okay, kom ons kom 'n bietjie by die trekkers. Watter kant gaan ons om begin? Nee, gaan ons om. Hier sien we julle het hulle nou vir my mooi in 'n sirkel gepak, nee. Ons het daarso vir ons het daar vir Dawid teen Goliat gesit. En toe het ons hulle heel van klein na groot geplak. Uitstekend. Dan kom ons begin van klein na groot, nê. Nee. Of moet ons van groot na klein begin? Hoe wil jy? Nee, wat ons werk sommer van klein af. Right. So hierdie eerste twee wat is hierso het ons het die T3 55F en die T4 95 low profile, so die wingerd masjiene wat ons dan eerste hierso het. Ja. So hierdie is nie vir
vir die groot mense nie, is vir die kleiner mense. Ja, daar is nou vir die boompies, né? Dis hy, ja. Dan het ons die TT345 hierso. Jy sal sien hy het al die nuwe sticker op. So die nuwe logo is hier op hom. Nou, sê net gou vir my, né, is daar nog regtig 'n mark vir hierdie tipe twee-wiel-dryf trekkers? Daar is ja, daar's ouens wat regtig baie as jy baie sleepwerk en so doen, hulle koop hulle nou nogal baie, ja. Ja, dit sal met daai klein waantjies en daai tipe van Daai tipe goeders, ja. Right, so hy kom tot by 75 perdekrag. Dis tot by 75 perdekrag. Dit is die TT490 trekker. Dit is maar ook 'n baie algemene allrounder trekkertjie wat die ouens gebruik. Interessant, elke môre as ek brosjures gaan volmaak, syne is altyd klaar. So ek dink die mense hou nogal van die trekker, ja. Ja, maar hy lyk net so lekker Ja, stewig kompakte trekker. baie lekker trekker. TD95 trekker wat ons dan nie het, hy is maar nog die ou betroubare ene. En dan ja, 6610 van Mexico af. Ek wil nou net sê, maar die ding was mos nie hier gewees nie. Dis nog presies dieselfde trekker wat hulle destyds afbou in Mexico. En Natal is baie lief vir hierdie trekker. Dink hy ons beste verkoopsarea is. Ek het hom nog nie gesien nie. Dis die eerste keer dat ek hom actually sien. Is dit? Ja. So wat is 'n gewone 616 60 kW? Yes. Ja, die Het 'n 616. bietjie 'n mooier neus. Ja, hulle die bonnet so bietjie so. Almal was altyd gewoon die bonnet maak ons van die kant af oop, hierdie ene maak hom vooraf oop en dan het hy 'n NEF engine in op hierdie trekker. Baie cool. Okay, right. TD5 110, so hierdie trekker het ons met kajuit en met die front end loader ook. Maar ons het nou nie hierdie jaar die front end loader ene gebring nie. Right, so is net die skoon besigheid. Juis. TS6 120 met die kajuit Ja. en langsom is sy boetie die TS6 Nou, 140 wag nou eers sonder net die hier, want kajuit. hierdie goed het ek nou daar by Billy Minifees die eerste keer gesien, hè. Yes. Maar daai ding is 'n 7840 Ford, basically. Dis basies Nee. hy, ja. Dit wat die ouens geken het is die 7840 Ford, ja. So jy sal sien sy agterkant die radkas gedeelte en die 616 se radkas gedeelte, Ja. daai is alles basies dieselfde behalwe hierdie is hy net 'n meer power shift radkas kan ek maar sê. En dan, nee, ek moet vir eerlikwaar sê, ons gaan maar 'n bietjie met gesels hoor. Wat hom lekker maak is hy's lekker swaar en hy doen sy job. Nee, hier is, ek het, al wat ek nou sal doen is, né, ek sal hom nou 'n facelift gee en die dingetjie swart maak dalk. Ja, ons het ek glo die volgendes wat inkom sal dan 'n nuwer bonnet hê. So hierdie is nog die ouste lering. So jy sien ook hy het nog die ouer stickers hier op die kant op. Maar 140 perde, né. Ja. So hy het genoeg om onder sy gat. Ja, hy kan met sy gewig maak hom baie populêr. Baie cool. 6050 het ons hierso 'n 93 kW trekker. Hierdie ene die 12x12 radkas as ek reg is, want hy in is nee, ekskuus 16x16. Maar hoeveel perdekrag het hy of 93 kW hierdie ene. 93 kW, maar dan is die twee amper size. Ja. Nee. Ja. Nou, wat is die rede hoekom het ons twee trekkers hierso wat basies met mekaar kompeteer? Dit gaan maar oor die prys op die ou ende van die dag. Wat doen hy seker die cheapste? Hy gaan 'n bietjie goedkoper wees. Hy kom van Mexico af. Ja. Hierdie is 'n Basildon trekker van Engeland af, ja. Okay, ek hoor jou. Dis hy, ja. Ja, nee. My hart trek hard na daai trekker toe, hoor. Ek sien ja, Dit jy is- moet as jy klaar is dan kan ons gou Ja, nee, gesels. ons mag gou daar gaan. Het is 'n bietjie special dat ons op deurwerk. Ek meen, jy weet dat ons sit met, ek dink ons het 11 7840s, nee. En volgens my een van die beste trekkers nog ooit gebou. So, Ja, hy gaan rarig. hy gaan nie dood nie. Ja, ek het gesien toe ek daar by julle op die plaas was, daar's Nee, hulle hardloop. So nee wat, soos ek sê, my hart trek sterk die kant toe. Okay. hier het ons die 6070 104 kW trekkertjie Ja. met die kajuit aan op. So ons het ook twee in hom. Ons het die ene wat daar langsom is nou die Classic. Dus die Common Rail ene. Teenoor die hierdie ene is die Plus masjien. Wat is my prysverskil omtrent tussen die Common Rail en die Plus?
As ek reg onthou, is dit iets soos R300,000 as ek reg. Ek praat onder korreksie, maar ek dink dit is omtrent so 300. Maar kyk, een ding wat ek nou gehoor het is, en miskien is dit by julle ook so, is dat jou common rail masjiene op lae revolusie sy torque maak. Ja. So jy gaan dalk in plaas van 2100 drefs gaan jy op 1800 drefs dieselfde besigheid doen. Wat eintlik maar net maak oor 'n leeftyd van die trekker, sit jy met 10-15% minder effort op jou engine. Dis hy. En Dis wat my kop vir my sê. ek dink die ouens is redelik wel bekend met die 6000 reeks van die Holland. En ja, dit hang af wat die ou wil doen, jy weet, maar die 60-70 is maar van die populêre. En dan die 90s? Die 60-90 ja, wat dan nou net 'n bietjie groter trekker is, maar wat ook vergelyk met die classic ene. En dan gaan ons oor na die T70-60s toe, né? 70-60, die eerste een is die kom ons sê die voor die opgradering 70-60. So full power shift radkas wat hy in het en ja, baie betroubare trekker. En dan kan jy ook sien is 'n dubbelwiel trekker, so jy kan lekker swaar draftwerk met hom doen. En dan langs het ons die T7, nee, dis nou die nuus. Dis die T762, so jy kan sien op sy bonnet, hy lyk baie anders. Sy bou lyk 'n bietjie anders, maar dis eintlik basies maar dieselfde trekker wat ons hier so het. Maar okay, maar gaan hierdie ene gaan nou, hy is besig om uit te faseer, né? Nee. Hierdie een gaan uitfaseer, daai gaan die nuwe een wees. Die verskil tussen die twee is, daai een het die CVT radkas in. Ja. Hier is die full power shift, maar die nuwe reeks wat inkom gaan ons die CVT bied en die full power shift. Maar hy lyk dan so. Dan lyk hy so, ja. So ek kan nou hierdie een vir 'n bargain kry want dis die ou model, né? Dis hy. Jy weet mos. Die mense moet kom praat, baie goeie finansiering. Hier sal wys hy vir jou die finansiering wat hy het. O, so wys hom as jy hierso kom. Ja. Kyk die finansieringsopsies en al die goede hierso. Dis hy. En dan ek was sommer hierdie man met hierdie trekker het ek nou saam met jou vir 'n spin gevat met die baler, né? En ek moet sê wat my ongelooflik beïndruk het, en ek wil net hierso sorry chief, gou hier inkop, dankie. Oop, nee. Wat my ongelooflik beïndruk het is as ek vir julle kan sê hoe maklik hierdie ding se uitleg is. En eenvoudig ek het nog nooit die trekker gery nie. En ek het letterlik ingeklim en ek kon binne 'n paar sekondes amper presies uitfigure waar wat is. Maar as ek dit reg verstaan, die HD is soos amper julle Euro spec premium trekker, né? Dit is hy. So hy het die Stage 5 engine in. Hy het die Blue Power kleur, so hy het die Maserati blou kleur in. Hy het die CVT radkas in, so hy begin inpas in jou T8 reeks in. So hy is so half 'n all-rounder trekker. So jy lekker plant trekker wat jy hierso het, lekker rip trekker wat jy het in hom. So hy vat eintlik basies die kleiner reeks, die ou kleiner reeks van die T8 vat hy dan nou op. En ek meen jy het nou die hele dag met hom gesit en baal 'n paar ure daarso. Ek weet nie hoe was dit vir jou gewees? Jy het mos gesien toe ek uitklim, fris en vars en tralala gewees. Hy wou net die trekker uitklim nie. Dit kan was te lekker gewees. Okay. T8 T8 435, die Genesis wat ons hierso het. So hierdie is die spesifieke masjien met die grootste een sover in die reeks. So hy het die tracks op. Ons het hom spesifiek hierdie jaar bietjie gebring om vir die ouens weer te wys dat hy die tracks op het. Wees weer eens full power shift radkas wat hy het. En ja, ek weet nie wat kan ek nog van hom sê nie. Hy trek vir die dood. Okay, nou het ons die groot hond hier, nee. Ja. Dis die T9670 wat ons dan hierso het. Ek dink almal ken hom ook al van vir jare al. Hoeveel perde het hy? Hierdie een is 670, maar dit is op dis maksimum. Ja. So ek dink hy is so 630 perde wat hy is. Maar ek meen, kort en nie lang van die storie is daar's nie veel goed wat hy nie gaan sleep nie. Ja, hy het dit agter ons sit. Ek sien hierdie reekstrekkers by die ander fabrikate raak al groter en groter, maar steeds dieselfde betroubaarheid wat jy nog. Jy sien wat ek like van die ene is, nee, jou access na die cab toe hier is baie maklik en dis lekker groot.
wat die deur en daai goeders aanbetref is nie. Ek moet nou hierso op 'n snaakse angle inskenier en daar ingaan nie. Daai werk vir my. Nee, hy werk baie lekker en wat hierdie reekse lekker maak van die T8 af tot by die T7 gaan nou almal binne dieselfde lyk. Jy gaan die 12-duim skerms in hê. Hy's volle telematics toegerus. Ja. Daai field ops wat ons het, so jy kan hier al jou hele vloot Ek julle IntelliSense en alle wag. Julle Intelli alles mos. Ek ons vergeet Intelli alles, ja, jy's reg. So, al jou Intelli goed gaan hy in hê. Hy gaan dit alles in hê tot ten volle toegerus. Uitstekend. Okay, en dan sê net gou vir my so oor die algemeen aanbiedinge wat julle het hier by Nampo op hierdie stadium. Aanbiedinge. So ons het ek gaan nou nie alles noem nie, maar ons het 'n wye verskeidenheid finansieringsopsies wat ons hierso het. Ja. En ons het nou nog die klerewinkel ook, so die mense kan regtig kom en bietjie vir hulle klere. Ek wil graag vir jou kyk of ek nie vir jou 'n baadjie kan kry nie. Want ek sal net kry uit vir jou parties of. Julle sal nou sien. Derek, dankie baie. Dankie baie, Toepie. Right, soos julle sien, dit is net hulle wat koud kry hierso. So ja, dit is hierso van Nampo af. As jy Nampo toe kom maak 'n draai by New Holland 2025. Tot volgende keer. Groete.